vandag hier by mekaar om afskeid te neem van Driekus, maar ook sy lede te sien. Ons gaan nou eers na 'n PowerPoint kyk met 'n paar foto's van hom. Tell me what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fears and your pain gone away? 'Cause here on earth it feels like everything good is the same since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angel's choir, and I hope the angels know they have. I pray it's so nice. All your days filled with love and light. Is there music? Is there art and adventure? Tell me, are you happy? Are you borderline? 'Cause here on earth it feels like everything good is the same since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angel's choir, and I hope the angels know they have. I bet it's so nice up in heaven since you arrived. Since you arrived. Vriende, soos ek gesê het, ons is hier om afskeid van Driekus te neem, maar ook om sy lewe te sê. En my gebed vir elkeen van julle is, dat die Here julle sal toevou in sy troos en sy liefde. Kom ons sit so en dan word ons eers stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ek groet julle met die genade, die vrede en die liefde
van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser en die Heilige Gees ons groot trooster wat hier by ons teenwoordig is. Ek gaan nou die begrafnisbrief vir ons lees, julle kan almal daar blaai, die blaadjie oopmaak. Die afskeidslied. Soos 'n reendruppel die grond losmaak onder vrug, wat jou liefde in ons harte. Jy het gekom in 'n storm, alles gelei en nat gelei, met die mooiste mooi wat daar uitgegroei het. 'n kleurvolle bedekking oor ons harte geplak het, met voeltjies wat oor dit sing. Blomme vir almal en vir alles, 'n hart se genesing. So in en om ons harte het jy gestroom en gegroei, 'n oorvloed van jou wat vir altyd ons sal raak. Dankie vir 'n ongelooflike liefde, seun, boetie, kleinseun, neefie en ons beste vriend God. Ek gaan dan nou vra Marie dat jy vir ons die bedankings nou kom doen. Baie dankie aan Louise Snell vir die diensbehartig en ook vir haar troos en bemoediging vir die familie. Die personeel van Chryshani Hospitaal vir die ontbytdiens en liefde vir Jesus. Dr. Rafi vir sy hulp en ondersteuning. Die vriende en familie, baie dankie vir al die oproepe, boodskappe en ondersteuning. Esmerie, wat so mooi na jou mete gekyk het, en elke bewaars werk in die hospitaal was. Die ingenieur van die moeder wat ander boeke gebak het vir fondsinsameling. Dankie dat jy vandag ook weer reg staan vir die verversing na die teaterbestel. Almal wat betrokke was by die Griekes van die Merwe Golfdag. Tannie Amberie, Jackie, Storm, al die graad R mamas, Mikkeforie, baie dankie vir julle. Elke enkele donasie wat gemaak is, van mense wat nie eens vir Griekes geken het nie. Paul Forie, baie dankie vir die trust wat jy gestig en behartig het. Ons waardeer dit opreg. Tannie Ria Roe, dankie vir die tyd wat Tannie met Griekes en mee aan die gebeur gebring het. Ons waardeer dit opreg. Laerskool Zeres, meneer Victorius en Danet, dankie vir die insameling en die besondere dankie vir die spesiale Griekes van die Merwedag. Dit was 'n pragtige gebaar. Met die plesier dankie vir die pragtige video. Graad R mamas, dankie vir julle hulp met die ballonne aanry. Almal se onwaarsinnige liefde vir Boetie Griekes. Melanie se sussie Annika, wat haar ondersteun het, die heeltyd in die hospitaal en vir Boetie rustig hou. Baie dankie. Chris se werkgewer in Amerika, wat hom toegelaat het om die laaste paar maande by sy seentjie deur te bly. Storm Estreisen, wat almal op hoogte gehou het op Facebook, baie dankie daarvoor. En ook vir die groepe, WhatsApp groepe. Wilma en Marie, baie dankie vir elke keer wat julle net alles gelos het. En saam met Jelani en Chris was. Vanaf die eerste tot die laaste dag was julle daar. Laat lagte, enige tyd weer gegaan na die hospitaal toe. En hulle gehelp het om staande te bly met alles. Maak nie saak wat dit gevat het. Julle het dit maak gebeur. Baie dankie. Ada, Melanie se tannie, dankie vir die tyd dat hy altyd by Melanie was
en daarvoor ondersteuning. Dit is so mooi gehad. International Funeral begrafenisondernemers, dankie vir julle pypdiens. Oupa Chris, ouma Ansie en ouma Esma. Dankie vir julle liefde en ondersteuning. Julle is die beste oupa en oumas wat enige kind voor kan staan. Dan wil ek ons Hemelse Vader dank vir die tyd wat hy vir Driekes vir ons geleer het. Driekes het soveel vreugde gebring oral vir my gegaan het. Dit was 'n ongelooflike voorreg om deel te wees van sy lewe. Met sy kombersie onder sy arm en sy ondeerde glimlach, waarmee hy almal om sy klipkie kon praat. Veral dat hy die Jackie nie kan snoep doen. En my het Driekes geweet, dat hy 'n hele gemeenskap op hulle knieë sou bring. Ou Driekie, my jolly kind, is verskipper my Here. Janike, dankie dat jy so oulike ouers was vir Driekes. EJ, Mikaela, dankie dat julle altyd so mooi met Boetie gespeel het. Julle is die beste. En laastens, Chris en Jolani, julle twee is 'n voorbeeld vir ons. Dankie vir dit wat julle twee in besonder vir Boetie gedoen het. Dankie my lief. Van die altaar. Ons gaan nou sing, my God is so groot. Kom ons staan, dit is ons sing vandag 2 van Driekes se gunsteling liedjies. Die eerste een is my God is so groot, kom ons staan en dan sing ons dit saam. Ons skriflesing kom uit 1 Korintiërs 13 vandag. Voordat ons uit God se woord lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier waar ons vanoggend is ons harte seer en vol verlange. En ons vra dat U nou uit U woord vir ons sal troos gee, sal bemoedig en krag gee, Here. En dankie dat ons kan weet in 'n tyd soos die, is U ons bron van troos en hoop. Breek U woord vir ons oop, soos net U dit kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons lees saam van vers 1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis. En al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.
Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly nie oor onreg nie, maar verhoog hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om die ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die kennis en die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou, kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raadselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Ons lees tot sover. Ek dink, hier's baie vandag wat dink, wat 'n vreemde teks om te lees by 'n begrafenis. Want die teks gaan oor die liefde. Gewoonlik hoor ons dit by troues, wanneer daar 'n nuwe begin aangekondig word. En vandag is ons hier omdat 'n aardse lewe tot 'n einde gekom het. Maar is ons nie vandag hier oor liefde nie? Is dit nie julle almal se liefde wat julle beweeg het om hier te wees? Julle liefde vir klein Driekus, julle liefde vir mekaar as familie en vriende. En Driekus was 'n seentjie wat van liefde aan mekaar gesit was. Dit het ek oor en oor gehoor. Hy het sommer met wildvreemde mense gesels. Hy het vir hulle drukkies gegee. Die ladies sê sy moes partykeer keer. En hy was baie lief vir Jesus. Hy het 'n Bybelboekie gehad wat hulle vir moes lees in die aande. En die boekie moes saam met hom gaan, hospitale toe waar hy was. Die boekie moes naby wees. Dit was vir hom belangrik, was 'n troos. So vertel hy vir my eendag, sit hy en die oppasser. En skielik het hy gepraat en sy antwoord hom. Sy dink, moes nou hy praat met haar, en hy sê nee, ek praat met Jesus, hoor jy nie hoe praat hy met my nie? Sy was my skrikkerig en het geloof dat hy maar eers klaar met Jesus praat. So groot was sy liefde vir Jesus, dat hy met hom gepraat het en hom duidelik met hom kon hoor praat het. Vandag lees ons van liefde. En dit strek soveel verder as 'n liefde wat 'n man vir 'n vrou het of 'n pa en ma vir kinders het. Op 'n dag soos vandag is dit die liefde wat ons gaan troos. Want hierdie liefde waarvan ons lees strek tot by God se grootste liefdesdaad aan ons. En dit is Jesus Christus. Jesus Christus is God se liefde aan ons openbaar. Ons kan dan Jesus se naam oral in die plek van liefde in hierdie gedeelte gaan inskryf. Paulus sê vir ons hier, sonder Jesus is ons eintlik niks. Hy sê jy kan in tale spreek, maar sonder Jesus is jy niks. Jy kan profeteer, maar sonder Jesus beteken dit niks. Jy kan alles uitdeel wat jy het, maar sonder Jesus is dit niks. Jy kan selfs jou liggaam verander gee, maar sonder Jesus is dit niks. In kort, ons kan wees wie of wat ons is, ons kan wat ook al doen, ons kan wat ook al in die lewe bereik het, maar sonder Jesus is ons niks. Hoekom? Want toe Jesus hierdie liefde mens geword het en onder ons kom woon het hy nie sy eie belang gesoek nie.
maar die belang van ons, van God se mense, sy kinders, en ja ook Driekus se belang. Daarom het Jesus sy liggaam gegee vir ons, ook vir Driekus, sodat die pad na God toe oop is. En wat nog meer is, hierdie liefde is ewig, dis vir altyd. Hierdie liefde vergaan nooit nie, nooit. Alles wat ons doen en is vergaan, maar nie die liefde nie. Ons lewens is eintlik maar kort en tydelik, maar hierdie liefde waarvan ons gelees het is vir ewig. Dit vergaan nie, en daarom leef ons ook vir ewig. Ons lewe hier is 'n lewe waarvan ons nie alles verstaan nie. Dis soos Paulus sê om in 'n dowwe spieël te kyk, jy sien iets, maar nie alles nie. Ons verstaan nie hoekom God 'n geliefde kindjie van ons weggevat het nie. Ons verstaan nie. Ons verstaan nie hoekom is daar siekte en hartseer in ons lewens. Ons verstaan nie hoekom die lewe nie altyd uitwerk soos ons wil hê nie. Maar eendag wanneer Jesus kom, of wanneer ons wat gelowig is, hemel toe gaan, dan sal ons alles verstaan. Waarom kan ons met oorgawe glo? Ons kan weet ons lewens is veilig by God. Hierdie lewe en die lewe hierna. Ons kan dit glo omdat Jesus gesê het hy is die weg en die waarheid. Meer nog, ons kan hoop. Ons het hoop. Want toe Jesus opgevaar het na die hemel toe stuur hy vir ons die Heilige Gees om by ons te wees. En wanneer hierdie goed met ons gebeur, dat daar iemand is wat ons troos, wat ons lei, wat ons krag gee en ons sal dra deur hierdie tye, dat ons nie alleen is nie. En ons kan weet, Jesus Christus is groter as alles. Hierdie liefde van God, groter as siekte, groter as die dood, wat hy vir ons reeds oorwin het. Groter as al die seer wat ons hier op aarde gaan beleef. Kom ons hou vas aan hierdie liefde. Kom ons hou vas aan Jesus, soos wat Driekus aan hom vasgehou het. Kom ons ervaar sy teenwoordigheid, soos wat Driekus God se teenwoordigheid ervaar het. En dan sal ons ook ewig in sy teenwoordigheid wees, eendag, soos wat Driekus nou reeds is. Dit is ons trots vandag dat Driekus aan Jesus vasgehou het, maar dat God vir Driekus vasgehou het. En dat hy glad nie alleen was in daardie laaste oomblik nie. Jesus het sy hand gevat en saam met hom oorgestap. Hy was nie alleen nie. En nou is hy vir altyd in sy ewige tuiste. Hy het nie meer pyn nie, niks nie. Maar ons is nie alleen wat agterbly nie. En dis my gebed, dat die liefde waarvan ons gelees het, deur Jesus Christus, julle almal sal troos en sal toevou in sy liefde. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan lees van u liefde. Here, liefde wat alles omvou. Wees so saam met elke familielid, 'n pa, 'n ma, 'n sussie, 'n ouma, oupa, niggie, neefie, tannie, vriende. Troos hulle, Here. Vou hulle toe in hierdie ewige liefde waarvan ons gelees het. Dankie dat ons kan weet, ons is nie alleen nie. Wees met elkeen, Here, elke dag, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nou die tweede lied, My Pa is die Koning.
Ons bly staan vir die uitspreek van die Seën. Vir die naam van die Seën van die Here en mag die Here julle troos. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te troos en te lei met sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sit, dan gee ek nou vir Jania geleentheid vir jou bely. Wil hy nie voor dit kom nie. Dus is nog niet zo'n beetje achter de spiegel staan. Vriend van die merkjes wat hier voor my sit, ek het julle lief. Ons kom al 'n lang pad saam. Ek sê altyd, Driekus het sy geite van sy pa gekry, en het sy pa ook groot gemaak. Besige bytjies vier vandag Driekus se lewe. Met oranje kapkyks, baie teddybere en kombersies vir die skool. Hierdie mannetjie het altyd kombers op 'n sagte ding saamgesleep. Kyk, hy was 'n Bani-fan. Sy arme Bani moes baie ontberinge deurleef. Hy was die se maatjie, hy was sy kussing, partykeer was hy sy bal, en party daar moes Mianike en Mikaela die heel dag moes. Ou Bani moes 'n paar keer van die sandpit se dak afgered word. Ek onthou, ons het op 'n dag na 'n Bani vertoning gaan kyk by die laerskool. Mieke Marie, julle sal dit almal onthou. Julle, eerlikwaar wil ek sê, dit was 'n man met die lelikste Bani kostuum wat ek in my lewe gesien het. Maar hierdie seentjie was in die wolke. En toe ons uiteindelik moes groet, moes die arme man in sy kostuum sy staan ken. Want Driekus wou hom nie groet nie, en hy het vasgeklou en geweier om vir Bani te los. Hierdie mannetjie het ons lewens so verryk by besige bytjies. Die juffie sê vir my, hulle in die oggend as mamma haar afgelaai het, geweet
wat wag. Of hy was een dag vriendelik, ander dag was hy kwaai, ander dag was daar mischief hier op die voorkop gestaan. As hy die oggend kwaai afgelaai is, mamma, het ons hom en Bani daai dag uitgelos. Dan het hy vir Juffrou Rita gesê, Juffrou Rita moet vir hom nannetjies opsit op die televisie, hy kon nie mannetjies sê nie. En dan het jy die dag gekry, met daai blou oogies ekstra geblink het, dan sy mondhoekie so opwaarts gevrek, en dan het ons geweet, in dag gaan almal se siele uitgetrek word. Party dae het hy sy impulsiewe baadjie omgetrek, en dan het jy vir Jolandi voorstel. Voor 9 uur vanoggend kry jy kindsteke. Onthou jy dit, mamma? Sy het vir jou gesê, 8:15 was jy vir Mieke en jy vir Jolandi met hom by die dokter. Hy en die dokter so gecharm, dit was vir hom die lekkerste experience geweest. Hy was daai dag die held. Driekes het so 'n aansteeklike laggie gehad. Hy kon so uit sy maagie lag, jy het dit gesien op die skermpie. Hy het vir jou 'n storie vertel, maar so gelag, dat jy glad nie die storie gehoor het, jy het net vir Driekes gekyk die hele tyd. Ek het ander dinge ook wat ek bietjie kan skinder oor hierdie mannetjie. As papa jou op sy nek daar by ons ingedraai het, was jy so gelukkig. As mamma jou soos 'n teddybeer aangetrek het vir pyjamadag, kom botter nie in jou mond, smel nie. Hy en Adrian het karate-lesse geneem. Die eerste karate-les het hulle ook Chris Karate amper baie ernstig beseer met hulle eerste hoëskoppe. Adrian, jy was 'n baie spesiale maatjie. As oupa Chris by oom Dani kom koffie drink het, of en vet gehaal het hy altyd vir Driekes gesê, ja mannetjie, is jy stout? Dan sou hy onomwonde antwoord, ja. As jy probeer 'n bietjie laat was in die klas, dan het hy sommer self die gitaar gegryp. En dan hulle, my God is so groot gesing. Oom Dani se lazy boy en oom Dani se skoot was tussen 1 en 2 Driekes se plek. Ek onthou hoe hy eendag stilletjies oom Dani se koffie gestaan en koud word hier langs hom, lekker geslaap. En wat doen Driekes? Hy kom van agteraf en hy skiet die voetenend van die lazy boy. Hy trek die wiebertjie en hy skiet daai voetenend laat oom Dani se koffie, sy koude koffiekies wat hy in sy hand het. So skrik dat hy die arme Lika wat agter die lazy boy staan, vol koffie gooi. Ek sal maar nie sê wat het oom Dani vir hom gesê nie. Ek hoor nou nog om lag by Lika, en ek sien nou nog hoe probeer hy haar skoonmaak met koffie wat so oor haar afloop. Ek sal altyd aan Driekes dink as uniek en ekstra spesiaal. Hy wou so sterk soos sy pappa is. Hy wou vir sy ma die lekkerste koek bak eendag, en hy wou net vir Mianike altyd naby hom hê. Sy niggie en sy neefies was sy beste maatjies. Ek sal ook altyd onthou hoe baie mense se lewens hy aangeraak het. Kyk hierdie warriortjie van ons het 'n army agter hom gehad. Die hele gemeenskap, die hele Ceres-gemeenskap en mense van oor die hele wêreld is hierby ingesluit. Sy naam was op almal en is steeds op almal se lippe en in almal se gebede. Aan die voorste linies van sy army was Tannie Wilma, Tannie Marie, Tannie Esmerie, Tannie Storm, Juffrou Marie en oom Paul. Ons ander het maar net gebak en gebrou.
Driekus, ek gaan jou video calls mis, al was ons soms in die moeilijke jare. Jy wou 2 keer opsluit hê, jy wil weer met jou kom haal, want hulle maak jou kwaad. En toe een dag, toe moet ek hoor, nee, hy het nou 'n mooi dokter. En hy is nou alright, ek kan maar net sy persent op sy verjaarsdag saam stuur. Ek hoef hom nie meer te kom haal nie. Driekus sien dit almal sy lewens so verryk. Dit is hierdie mense wat saam staan. Vir jou is jou pappa die sterkste, jou mamma die mooiste en jou sussie die slimste. Pappa en mamma en almal die weet, jy het jou engelvlekkies terwyl jy was verdien. Mamma het my nou vertel, hy wil nie wen. Hy wil net sy vlekkies wen. En braafies daar wen hy, en hy is gelukkig seentjie. Ek wil hê ons Driekus so onthou, die mooiste oulikste seentjie, met die oulikste plannetjies. En ek sal altyd onthou, dat God groot is, as ek aan Driekus dink. Vrienden, ek gaan nou die draers uitlees en vra dat hulle vorentoe kom en dan sal ek oorgee. Vrienden, ons het 'n versoek dat indien dit moontlik is, julle iets vir die karwagte sal gee. En onthou, ons gaan nou vir die ter aarde bestelle, na volkop toe, en na die tyd word die verversings weer hier by die saal toe met almal is welkom. Goed, Janike, Hein, Ledien, Janai, Michaela en Irene. Vrienden, net voor ons uitstap het ek vergeet Johan van Riem te bedank aan doen. Goedemorgen allemaal, tot allemaal kunnen horen. Namens van een merkelijke gesin en familie wil ons net Marie bedank vir al haar ondersteuning en vir al die reëlings met die fondsinsamelings. Die belangrikste is om haar te bedank vir al haar liefde en omgee vir Driekus en sy gesin. Al die sosiale funksies wat sy vir hulle gedoen het, word opreg waardeer. Baie dankie Marie, van jou Jolie en familie. Kan jy vir my staan asseblief? Hier kom toe. Soek jou voet, soek jou voet. Daar is het. Ja. I know you're up in heaven,
damn, it hurts like that. 'Cause I'd just be pretending if I said anything else. And I know God don't make mistakes, but this sure feels like one. That won't change the facts, that won't bring it back. So I'll cry 'cause it's over, and smile because we had to. Packed a whole lot of living and throwing it all too soon. Anytime I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. Thank God for all the memories and pictures on my heart. They don't fill me empty, but I feel less alone. And I know